Goeiemôre almal, baie welkom hierso. Groet julle in die naam van Jesus Christus. Opstanding Sondag. Maar ons gaan oor 'n persoon praat. Ons sal nou daarby kom. Ons bid. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie wonderlike dag, Here. 'n Dag deur U geskape. Here, dankie dat ons weer in U naam kan vergader. Dat ons U naam weer kan kom hoogmaak, Here. En Here, dankie dat U ons geroep het vir U taak. U werk hier op aarde. Dat ons U stem kan wees. Sodat mense U boodskap kan hoor. Here, baie dankie vir U liefde en U genade. Dankie dat U vir ons die hoogste prys betaal het. Sodat ons vandag hier kan staan. En kan sê, ons verlosser leef. Ja, waarlik. Ons verlosser leef. Here, seën ons vandag. Seën U boodskap. Laat elke woord wees soos 'n woord uit U mond uit. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ik heb weer net zo'n blackstoel gemaakt, maar ja, dat moet toch wel. Ik heb nog een opschrift gegee, veroordeel of vrygespreek. Dat is Lukas 23, so 'n klompie verse lees, omtrent die van vers 16 af, tot so rondom vers 25. Dan sien ons, daar gepraat word van 'n man met die naam van Barabbas. En ons sien dat die skare mense wat daar byeengekom het, Jode, geskreeu het dat hulle vir Barabbas wil hê en nie vir Jesus nie. En ek gaan vir ons net so 'n paar verse lees. Maar die hele menigte skreeu en sê, weg met hom. Die praat hulle van Jesus. En laat vir ons Barabbas los. Hy was oor 'n sekere opstand wat in die stad plaasgevind het en oor 'n moord in die gevangenis gewerk. Daarom spreek Pilatus hulle weer toe, omdat hy Jesus wou vrylaat. Maar hulle het aangehou roep en gesê, kruisig, kruisig hom. En vir die derde keer sê hy vir hulle, watter kwaad het hy gedoen? Ek het in hom niks gevind wat die dood verdien nie. Ek sal hom dan kastei en loslaat. Maar hulle het aangehou met 'n harde geroep en geëis dat hy gekruisig moes word. En hulle geroep en die van die owerpriesters het die oorhand gekry. Toe gee Pilatus uitspraak dat aan hulle eis voldoen moet word. En hy het die een vir hulle losgelaat wat oor opstand en moord in die gevangenis gewerp was. Die een wat hulle geëis het. Maar Jesus het hy aan hulle laat oorlewe. Ons, elkeen van ons, is ook 'n Barabbas. Wie is Barabbas? Of wie was hy? Hy was 'n krimineel, 'n rebel,
'n man wat skuldig was aan baie ongeregtighede. En tog het hierdie skare Jode verkies dat hy losgelaat moet word. Terwyl Jesus, die onskuldige een, gekruisig moes word. Niemand weet met sekerheid oor Barabbas se persoonlike lewe nadat hy vrygelaat is nie. Dit sou wonderlik kon wees om te geweet het dat hy dalk Jesus aangeneem het as sy verlosser en dat sy lewe van geweld en sonde afgelê is. Maar ons weet nie. En al weet ons nie, staan Barabbas vir ons as 'n tipe voor ons. 'n tipe van sondaar waarmee elkeen van ons kan identifiseer. Hierdie Barabbas het verdien om te sterf. Ons lees volgens die skrifte dat hy 'n oproer, 'n opstand gelei het. En as gevolg daarvan is mense vermoor. Dalk het hulle self vermoor, ons weet nie. Maar ons weet, hy het homself en sy volgelinge onderhou deur roof en ander misdaad. Hy het die wette verbreek. Nie net God se wette nie, maar ook die landswette. En hy het verdien om te sterf. En dit is baie interessant dat Barabbas skuldig was aan presies dieselfde misdaad van opstand en opstokery waaroor die Jode Jesus aangekla het. Ons weet daai beskuldigings teen Jesus was vals. Maar dis hoe baie hulle hom gehaat het. As Barabbas gekruisig is, sou niemand dit bevraagteken nie. Niemand sou 'n oog geknip het of 'n vraag gevra het nie. Hy moes aan daai kruis gehang het. Hy is die een wat al die misdade gepleeg het. Barabbas verteenwoordig byna, kan ons sê, die mense wat God se heilige wet oortree. En ons almal staan skuldig, soos aangekla voor God. En dit is baie duidelik volgens die Bybel dat niemand God soek nie. Dit is ook baie duidelik dat die wat sondig die dood verdien. En hier is die dinge wat ek uit my duim uitsuig nie, staan in die Bybel geskrywe. Nou hoor ek al klaar by mense sê, maar ons is nie rowers of moordenaars nie. Werklik? Mense is baie gou sê, maar ons lewe 'n voorbeeldige lewe. Mense sal baie gou sê, hulle is gehoorsaam aan al die wette. Maar Gerard, jy kan ons nie met hierdie bose mens vergelyk nie. God se woord. En dit is die belangrikste deel. God se woord is baie duidelik dat almal God se heilige standaarde baie keer oortree en verbreek.
Romeine 3 vers 23 sê vir ons, want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Hierdie Jode wat Jesus laat kruisig het, sou ook hulle self probeer regverdig het, dat hulle God se wet hou. Jesus vertel egter 'n ander storie. As ons daar in Matteus 5 en Matteus 6 gaan lees in die bergpredikasie, dan sien ons dat hierdie wet nie net 'n ding is wat geskryf is op kliptafels nie. Dis iets wat eintlik op ons hart geskryf moet wees. As jy kwaad is vir iemand anders, of 'n ander persoon haat, het jy reeds moord gepleeg. In Johannes 3 vers 15. Elkeen wat sy broeder haat, is 'n moordenaar. En julle weet, dat geen moordenaar die ewige lewe as iets blywend in hom het nie. As jy jou naaste se vrou in die geheim begeer, en altyd met welles kyk wanneer sy daar op die stoep besig is en hy skoonmaak, dan het jy reeds oorspel gepleeg. Matteus 5 vers 27 en 28 is baie duidelik. Julle het gehoor dat aan die mense van die ou tyd gesê is, jy mag nie egbreek nie. Maar ek sê vir julle, dat elkeen wat na 'n vrou kyk, om haar te begeer, reeds in sy hart met haar egbreek gepleeg het. So meneer, jy wat vir 'n ander vrou kyk, en haar begeer, jy is gewaarsku. Mevrou, jy wat so lekker vir die manne kyk, pas op. Wie van ons kan aanspraak maak daarop, dat ons altyd, al die wette onderhou? Of selfs net een wet onderhou? Om nie eens van al 10 te praat nie. Net soos Barabbas, verdien elkeen van ons om eintlik te sterf. En ons weet hierdie Barabbas, hy het niks gedoen om hierdie vryspraak te verdien nie. Hy is nie uit die tronk uit vrygelaat omdat hy hom goed gedra het. Hy het ook nie beloof hy sal verander wanneer hy vrygelaat word nie. Hy het ook nie beloof om gemeenskapsdiens te doen wanneer hy uit die tronk uitkom nie. Sy hele vrylating was buite sy beheer. Al wat hy kon doen, is om hierdie vryspraak te aanvaar. Hy kan homself ook nie op die skouer klop en sê, ek het die doodstraf vrygespring nie. Dit was buite hom. Hy het nie deel gehad hieraan nie. Maar dit was absoluut as gevolg van hom dat iemand anders in sy plek moes sterf. Dit was 100% onverdiende genade wat hom vrygemaak het. En dit is hoe God se redding geskenk word aan elkeen van ons. As jy dink, jy verdien dit,
jy dink jy kan betaal vir daai genade, dan verstaan jy baie beslis, nie baie mooi nie. Al wat jy kan doen, is om te erken dat jy 'n sondaar is, en dat jy hierdie gratis geskenk wat God vir jou aanbied, moet vat, in nederigheid. Romeine 3 vers 27 en 28 sê vir ons, waar is dan die roem? Dit is uitgesluit. Deur watter wet? Van die werke? Nee, maar deur die wet van die geloof. Ons neem dus aan dat die mens geregverdig word deur die geloof sonder die werke van die wet. So daar is niks wat ek en jy kan doen behalwe om te glo in Jesus Christus om gered te word nie. Maar nou sien ons Jesus sterf in die plek van Barabbas. En dit was letterlik waar vir Barabbas. Hy ontvang net daar, onmiddellik, vergifnis. En Jesus sterf wreed aan 'n kruis. Nou as hierdie Barabbas dalk hierdie skares mense gevolg het na Golgotha en dalk gesien het hoe hulle Jesus vasspyker aan daai kruis, sou hy dalk kon dink daai spykers was eintlik vir hom bedoel. Hy sou dalk besef, maar daai man word in my plek verbrysel en totaal vermink. Hy sou dalk kon dink, maar daai spykers was eintlik vir my hande en voete bedoel. En hy sou dalk besef het, daardie man het in sy plek gesterf. En dit is die goeie nuus wat die Bybel vir ons gee. Ons almal verdien om te sterf. Maar Jesus, die onskuldige lam van God, het as ons plaasvervanger ons plek aan daai kruis ingeneem. Hy het sy lewe gegee as 'n losprys vir baie mense. Hy het die woede van God wat op ons moes kom, op hom geneem. En so die volle prys vir ons sonde betaal. 2 Korintiërs 5 vers 21 lees ons 5:21. Want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak. Hoekom? Sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. So as jou geloof in Jesus Christus is, beteken sy dood dat jy en ek en elke ander persoon nou God se oordeel nie sal ontvang nie. Romeine 3 vers 25 en 26 sê vir ons, hom het God voorgestel in sy bloed as 'n versoening deur die geloof
Sien julle hier belangrik is geloof. Geloof in Christus. Lees verder. Om sy geregtigheid te bewys, deurdat hy die sondes ongestraf laat bly het, wat tevore gedoen is onder die verdraagsaamheid van God. Om sy geregtigheid te toon in die teenwoordige tyd, sodat hy self regverdig kan wees en regverdig maak wie uit die geloof in Christus is. Jesus se dood lei of het die gevolg dat Barabbas lewe en vryheid het. Die naam Barabbas in Aramees beteken Bar-Abbas, 'n seun van die Vader. Jesus Christus is die seun van die Vader en hy is Bar-Abba in Aramees. So Bar-Abba, die seun van God, kom staan in die plek van Barabbas en die skuldige ene word vry deur die skuldigverklaring van die onskuldige een. Jesus word tereggestel in die plek van Barabbas wat vrygelaat word. Ook in my en jou geval. So dink bietjie na hieroor. Hierdie ding het gebeur sodat ons kan glo dat Jesus die Christus is, die seun van God. En dat ons deur geloof in hom kan lewe. Johannes 3 vers 16 tot 18 sê vir ons, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Hy wat in hom glo, word nie veroordeel nie. Maar hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel. Hoekom? Omdat hy nie geglo het in die naam van die eniggebore seun van God nie. As jy nie glo in Jesus Christus nie, dan bly jy dieselfde as Barabbas, terwyl hy daar in die tronk gesit het. En gewag het om te sterf as gevolg van sy sondes. As jy nie in Christus glo nie, dan is jy nog steeds vas in hierdie boeie van die sonde, onder die oordeel van die dood, en totaal nie by magte om jouself te bevry nie. Efesiërs 2 vers 1 tot 3. En julle het hy lewend gemaak, wat dood was deur die misdade en die sondes, waarin julle tevore gewandel het. Volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerste van die mag van die lig, met ander woorde van die duiwel, van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk, onder wie ons almal ook vroeër gewandel het, in die begeerlikhede van ons vlees
toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het. En ons was van nature kinders van die toorn net soos die ander. Die toorn, die woede van God. Slegs Jesus kan jou bevry vanuit jou sonde en jou seën met die ewige lewe, sodat jy ook 'n ware kind van God kan word. Julle is duur gekoop. Moet nie weer slawe van mense word nie. Verheerlik God in julle liggaam en julle gees, wat in elk geval aan God behoort. Die Here het hierdie prys betaal, sodat ons waarlik vry kan word. Ons moenie in die tronk bly, soos Barabbas daar was, net omdat ons hardkoppig en rebels is nie. Maar laat ons hierdie gratis geskenk, hierdie genade wat God ons skenk, vat en ons sinne maak. Laat ons nie verder aangaan met ons hardkoppigheid nie, maar eerder oorgee en sê, Here, ek gee oor. Hier is ek, Here. Amen. Almagtige Hemelse Vader, baie, baie dankie dat U die prys van hierdie Barabbas ingeneem het aan die kruis. Here, dankie dat U vir ons vryspraak gegee het, toe ons nog U vyande was. Here, dankie dat ons hier kan staan vandag as vry mense, Here. Vry van die boeie van sonde en ongeregtigheid. En kan sê, ons Jesus leef, want waarlik, hy het opgestaan. Dankie daarvoor, Here. Here, dankie dat ons U naam kan groot maak. En Here, dankie dat U 'n getroue Vader is. Here, gaan saam met ons deur hierdie week. En Here, laat U Gees die naprediker wees van hierdie woord, sodat al meer mense sal besef, dit maak nie saak hoe groot jou sondes is nie. Daar is vergifnis. En daai vergifnis, sy naam is Jesus Christus. Seën ons, Here, maar laat U wil geskied in alles wat ons doen en alles wat ons is. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.